saam met ons gedeel het die Here hierdie gedeelte na my hart toe gebring. En ek gaan nou nie die hele hoofstuk vir u lees nie, maar u moet dit by die huis gaan lees. So ek gaan hier en daar gaan ek 'n teksvers vat en ek gaan vir u wys wat sê die woord. Wanneer 'n mens nou hierdie gedeelte baie mooi deurlees, dan gaan jy 'n paar dinge hier sien. Hierdie gedeelte is een van daardie gedeeltes wat een van die mees dinamiese gedeeltes, dele in die evangelie van Johannes. Dis in die begin van Johannes, ek wil dit net vir u noem, waar ek die 7 gedagtes vir u noem. So ek sê, dis 'n dinamiese gedeelte. Hoekom so? Want daai gedeelte beskryf vir ons hoe die heel eerste disippels van Johannes Jesus begin volg het. So Johannes het ook disippels gehad, en as u daai gedeelte baie mooi lees, dan kom hy by vers 29, en hy sê vir sy disippels, 'n disipel is 'n volgeling, met ander woorde, hy het ook disippels, mense gehad wat hom gevolg het. Johannes die doper, hy was die wegvoorbereider gewees, so hy het hierdie mense wat hom volg, en die oomblik toe hy Jesus raak sien, sê vers 29 hierdie woorde, toe plaas hy hulle oë op Jesus, en hy sê vir hulle hierdie woorde, hy sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. So, dit is belangrik, dit is 'n dinamiese gedeelte, maar ons sien ook in hierdie gedeelte iets oor geloof. Hoe werk geloof? Dit wat Michelle vanmôre met ons kom deel het, hoe begin jy Jesus volg? Dis wat belangrik is. Begin jy maar net volg? Hoor gou mooi. Elke persoon wat Jesus begin volg, het 'n begin. Toe Johannes vir sy disippels sê, sy volgelinge sê, daar is die lam van God, kom ons volg hom. Daardie oomblik het hulle Jesus begin volg. Daar was 'n oomblik in Michelle se lewe waar sy haar toevlug na die Here toe geneem het, en daar was 'n begin. Jy groei nie in dit nie, hoor. Ek wil vir dit vanmôre vir die gemeente sê, mens groei nie sommer net so daarin nie. Jy moet 'n begin hê, en nou noem ek dit, dis die manier hoe geloof werk. Hoe werk geloof? As ek en jy wil weet, hoe werk geloof, kyk gou mooi. Geloof werk, het jy mooi gehoor toe Michelle gepraat het. Sy het gepraat van 'n ontmoeting met Jesus, en daar was 'n uitnodiging van Jesus. Sy het haar toevlug na die Here Jesus toe geneem, en sy het toe die Here Jesus ontmoet as haar persoonlike verlosser. Alles, hoor gou mooi, geloof, alles begin by 'n persoonlike ontmoeting. En ek vra dit baie vir die gemeente, en ek vra dit weer vanmôre vir hierdie gemeente, omdat dit vanmôre so baie groot spesiale oomblik is. Het jy Jesus al persoonlik ontmoet as jou persoonlike verlosser? Ek vra nie vir jou of jy hom volg nie. By my is dit belangrik om te weet, is daar 'n dag waar jy hom ontmoet het? Waar jy persoonlik, jy sal mos weet as jy 'n persoon ontmoet. Jy kan al baie gehoor het van iemand in die dorp, maar alvorens jy hom nie ontmoet het nie, was daar nog nooit 'n persoonlike ontmoeting nie. Waar begin geloof? Ek verstom my baie keer Sondagoggend, dan is die radio daar by ons aan, dan sal hulle baie keer snaakse vrae vra, hoe voel jy oor geloof? Of wat dink jy van geloof? Hoor gou mooi, geloof begin iewerste, en geloof gaan na iets toe, is in iemand. Met ander woorde, ek begin, en dan is dit 'n ontmoeting met daai persoon, en daai persoon het ek 'n besluit geneem, ek gaan nou daai persoon gaan ek volg. So die regte vraag wat ek vir julle wil vra, is hierdie vraag. Staan jy regtig in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus? Het jy hom al persoonlik ontmoet? Ek vra nie hoeveel jy van hom weet nie. Ek wil nie dit weet nie. Ek wil weet, het jy hom al persoonlik ontmoet as jou persoonlike verlosser en saligmaker? Kyk gou hiersom. Ek het 'n paar minute. Ek wil jou iets wys. Ek wil jou 'n paar dinge gou wys. Nou jy moet nou daar by Johannes 1 oopmaak. En die heel eerste ding gaan ek vir jou lees in vers 38. Interessant hoe die Here Jesus werk wanneer dit by 'n siel kom.
Ek hoor Michelle se verhaal, ek dink aan my eie verhaal, ek hoor baie as Annelie vir haar verhaal vertel, sy was 8 jaar oud toe sy die Here Jesus gevind het, en die Here het met elkeen van ons, werk hy anders. Die Here werk nie met elkeen in 'n sekere patroon nie. Die Bybel sê die wind waai waar hy wil, God werk waar hy wil en hoe hy wil nie. Maar let nou mooi op wat sê hierdie gedeelte nie. In vers 38, ek gaan net daar begin, vers 35, om die agtergrond te kry. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. Dis die tweede keer, hy kyk gou na vers 29. Hy het dit in vers 29 gesê, en hy sê dit weer. Wat beteken daar is die lam van God? Die Jode het presies geweet waarna Johannes verwys. Want jy sien vir die sondeprobleem moet daar 'n offer wees. Daar moet 'n lammetjie wees. 'n Lammetjie wat geslag moet word. En ewe skielik wys hy na daardie lam en hy sê, daar is die lam van God. Daar is die lam van God. Hy sê in vers 29, wat die sonde van die wêreld wegneem. Maar hier sê net hierdie woorde, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê. Hoor nou mooi, liewe kind van die Here. U wat 'n disipel van die Here Jesus is, u wat 'n volgeling van die Here Jesus is, u wat bely dat u 'n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad het. Hulle sê dit en die ander een volg. So een moet sê, sodat die ander kan volg. Is jy daar met my? Hoor, en die 2 disippels het hom vir Johannes dit hoor sê. Hoor nou mooi, daar is die lam van God. En toe hy daai woorde sê, daar is die lam van God, en daai 2 disippels van Johannes het hierdie begeerte op die regte tyd, op die regte plek, en daar volg hulle Jesus. Die Bybel sê, en wie volg hulle? Ek sê nie volg Johannes nie. Wat sê dit? Hoor nou mooi, in persoonlike werk en evangelisasiewerk is dit so, as jy wil hê dat die koninkryk van die hemele uitgebrei moet word, as jy wil hê dat mense gered moet word, moet jy sê. Jy moet die woordjie omkring, sê. Het jy al ooit vir iemand iets gesê? Hoor gou mooi, daar is die lam van God. Daar is Jesus. Hy kan die sondeprobleem van die mens oplos. Ek vertel vir Annelie verlede week na die synode, kom ek by die huis in die aand sit ek sê, weet jy, daar's 'n verhaal wat my so getref het, hierdie persoon wat die devotional gedoen het, hy was op 'n stadium daar in Brazil gewees, en daar was 'n diens gehou, en toe hy was toe een van die mense wat daar moes gehelp het, ons noem dit altaarwerkers, persoonlike werkers, en toe kom daar 'n jong seun uit, wat diep in sonde lewe, hy was vasgevang in alkohol en in drugs. En toe kniel hy daar en hy sê hy gaan kniel toe by hierdie persoon, of hy saam met iemand wat by hierdie jong man begin gekniel het. En hy wil met hom praat oor die Here Jesus, hy wil met hom praat oor God. En wat hy moet doen, en hierdie jong man, toe hy moes begin bid, soos ons maar doen in altaarwerk en persoonlike werk, dan gee ons so gebed, ons help hulle in gebed, wat om te bid, ons noem die sondaarse gebed, en hierdie jongman roep toe nie die naam van die Here aan nie. Hy kom nie na die Here toe en hy sê, Here, ek kom na u toe, hy begin hierdie woorde, hy sê, ek kom vandag na u toe, in die naam van my moeder. Hy weet hoe sy moeder geleef het. Hy weet hoe naby sy moeder aan die Here geleef het. Hy sê vir daai persoon, hy sê dit sny so, hy sê, ek kom vandag in die naam van my moeder. Ek ken my moeder se naam. En sy het so geleef, maar ek kom vra na die God wat my moeder gehelp het, en die God wat haar siel uitgenadig het en haar sonde vergewe het. Ek kom in haar naam, en ek kom vra ook vir u, kom vergewe my sonde. Ek wonder of jou seun dit kan sê. Ek wonder of jou dogter dit kan sê. Ek wonder of jou familie dit kan sê. Hoor, ek ken 'n oom, maar ek het nie vrymoedigheid om u naam aan te roep nie, maar ek kom in omdat my neef, omdat my swaar, omdat wie ook al die Here so geken het. Johannes sê, en die Bybel sê, en hulle het begin volg. Hoor nou mooi, hier noem ek vir jou die heel eerste gedagte. En Jesus kom, en hy sê hierdie woorde, hoor wat sê hy. En toe Jesus hom omdraai, hy het nou hoor hierdie gesprek, hy hoor,
En die Bybel sê, en toe Jesus hom omdraai, en hulle sien volg, hoor nou mooi, Jesus soek altyd 'n aanknopingspunt. Hy kom by die vroukie by die put in Johannes 4, hy sê, gee my water om te drink. Hoor nou mooi, wat vra hy vir hulle? Hier is die belangrike vraag. Alles, om Jesus te volg, alles begin by 'n vraag. Alles het in hierdie volgelinge se lewens verander as gevolg van 'n vraag. Hoor hierdie vraag, wat soek julle? Wat sou jy gesê het vanmôre? As die Here Jesus vanmôre met hierdie vraag voor u kom staan en jy hoor, en iemand sê, daar is die lam van God, waar die sondes van die wêreld wegneem, en hy kom 'n bietjie later weer en hy sê, daar is die lam van God. En hulle hoor dit en hulle begin Jesus volg, en Jesus draai die volgende oomblik om en hy vra, wat soek julle? Wat soek julle? Wat is jou behoefte? Wat sou u gesê het? Kan ek vir u wys? Kan ek vir u wys? Here, ek soek 'n wonderwerk. Ek wil hê u moet 'n wonderwerk vir my doen. Of Here, ek wil hê u moet hierdie gebed vir my beantwoord, of in hierdie siekte moet u vir my onderneem. Nee, hoor mooi. Nee, hoor mooi. En dit lei na die tweede gedagte toe. En as u hierdie gedagte baie mooi gaan lees, dan sal jy agterkom, hulle wil nie die inligting hê oor waar Jesus nou tuis gaan nie. Hulle stel nie belang in Jesus se adres, met ander woorde nie. Hoor wat sê Jesus? Hy sê vir hulle, hy vra vir hulle, wat soek julle? Hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil selfs dit vertaal word, meester, waar is u tuis? Is hulle regtig so belangstel waar Jesus is? Waar hy bly? Toe antwoord Jesus om hulle weer, elke keer gee hy vir hulle net so 'n nuuskierige antwoordjie. Hy sê, kom kyk. Kom kyk. Kom kyk. Wat beteken hierdie woordjie, kom kyk? Ek wil dit gou vir jou net wys. Geloof is ervaringsgerig. Jy moet dit in jou eie lewe ervaar. Die Here sê nie stuur goue afvaardiging, of stuur net 2 manne saam met my, dat julle gaan kyk waar bly ek nie. Dan kan hulle jou kom sê nie. Hy sê kom kyk self. Dit om 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus te hê, moet jy self in jou eie lewe ervaar. Weet jy wat is die probleem? As jy baie keer met mans praat, dan sal hulle op die rug van hulle vrouens ry. Baie vrouens ry op die rug van hulle mans. O, my oupa, dominee, jy verstaan nie, my oupa was 'n ou Christen geweest. My oupa, jong, my ouma, sy het so groot Bybel gehad. Jy sien ons ry. Kom kyk. Dis 'n persoonlike ervaring. Ek stap saam met die Here Jesus. Jy sien, hulle het nie belang gestel in sy adres, hulle het belang gestel in sy teenwoordigheid. Solank ek net in sy teenwoordigheid kan wees. Solank ek net by Jesus kan wees. Kom ek wys vir jou vinnig. Hoe aansteeklik is dit? Vers 41. My opgewondenheid en jou opgewondenheid moet aansteeklik wees. Kyk wat gebeur. Vers 40. Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was. En die dag by hom gebly. Ek dink julle wil weggaan. Ek dink jy mense wil omdraai en wegstap van die geleentheid en van die voorreg wat jou gebied word wanneer jy die voorreg het om by Jesus te kan sit. Hulle het die dag by hom gebly. Hulle het die dag, dit is so lekker Here, om net by u te wees, in u teenwoordigheid te wees, om my woord, die woord te vat, om sy stem te hoor. Here, ek wil nie weggaan nie. Nou hoor ek een sê, man, dit raak donker. Hoor jy, die Bybel sê uitdruklik, en hulle het die dag daar gebly. Hoor ons, aansteeklik is dit nou nie. Vers 41. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor. Daar is die lam en hom gevolg het. Die Bybel sê nou, hy noem hom Andreas, die broer van Simon. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê. Sien jy dit? Kan ek gou vir illustreer? Weet jy, ons was nou 2 disippels gewees van Johannes. Een se naam is nou Andreas, saam met Jesus.
Ek het 'n dag by hierdie Jesus deurgebring. Hoor wat sê die Bybel. Hy is die broer van Simon, Petrus, en hy gaan terug. En hy keer sy eie broer voor en hy sê vir hom, ons het die Messias gesien. Is dit wat jou Bybel sê? Die Bybel sê, ons het die Messias gevind. Ek vra jou vanmôre, het jy al Jesus gevind? Ons het die Messias gevind. Hy gaan vertel dit heel eers vir sy broer. Boeta, ek wil vir jou sê, weet jy wat het gebeur? Ons het gehoor dat Johannes praat van daar is die lam van God. Jesus het gesê, wat soek julle? En ons wil weet, waar gaan hy tuis? Hy sê, kom kyk. En hy vertel hierdie verhaal. Hy's in detail, hy sê, ons het gegaan, ons was 'n dag daar. En in daai dag toe kom ek agter, dis die Messias. Dis die Messias. Hy is die een wat gaan sterf aan 'n kruis. Hy is die Messias waarvan die hele Ou Testament praat. Boeta! Kyk, ons het hom gevind. Kyk wat sê die Bybel. Hy is so nuuskierig. Vers 43. En hy, sy naam is Andreas, het sy eie broer na Jesus gelei. Kyk gou vir my, het jy al jou boetie na die Here toe gelei? Het jy al jou sussie na die Here toe gelei? Wat 'n voorreg. Andreas lei sy eie boetie na die Here. Ek is so skaam. Jy weet, ons het so 'n ding, jong, die moeilikste is om jou eie familie vir die Here te wen. Hy moet maar my lewe sien, daar te verandering plaasvind. Hy is so opgewonde, hoor gemooi. Geloof is aansteeklik. As ek en jy nie opgewonde is in ons produk nie, sal niemand dit koop nie. Ek wil jou vertel en ek vertel hom weer die storie. Johannes, ons hoor Johannes sê, daar is die lam van God. Wat beteken dit? Hy sê, hy sal die sondes, daar is die lam van God wat die sondes in die wêreld sal wegneem. Hy sê dit vir die tweede keer. En ons het hom begin volg. Ons wil hierdie lam sien. Ons wil hierdie man, is hy nie miskien die Messias? Die so het hulle gewonder. Hy het self omgedraai. Hy vra my, wat soek jy? En ek sê, ek wil net kom kyk, waar bly jy? Want, Johannes sê, dis lam. Hy praat sy storie oor en oor die waarheid, want dit is vir hom, dis iets wat hy ervaar het. Ek was 'n dag by hom gewees. Het iets gebeur. Hoor gemooi, daar moes iets in Andreas hart gebeur het. Hy moes eers Jesus gevind het, alvorens sy eie boetie na die Here toe gelei het. Kom ek wys vir jou, hoe werk die kettingreaksie. En ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer God iemand raak sien, dan is dit nie sommer net 'n persoon nie. Hy het eers sy eie broer gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, vers 43, en hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan vir Simon. Toe kyk Jesus hom aan. Hy kyk hom in die oë. Hy sien vir Simon raak, die seun van Jona, en hy sê vir hierdie man, hy sê, jy gaan nie meer Simon, jy gaan nie meer Petrus, Sefas wees nie. Jou naam gaan wees Petrus. En jy weet en ek weet wat het op die einde gebeur. Op hierdie rots, Petrus, wat beteken rots, sal ek my kerk bou. Matteus 16 vers 16, U is die Christus, die seun van die lewende God. Die een lei die ander. Hoor nou mooi. Vers 44, die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek, en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. Vers 46, Filippus kry weer van Nathanael. Hy vertel hom, jong, ek wil jou vertel van 'n man. Hoor wat sê hy? Ek wil jou vertel van hierdie man wat ek gevind het, nee. Ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook in die profete geskryf het. Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Hoor wat sê Nathanael? Ken jy die vooroordeel in mense se hart? Ek het dit hier iewerste. Ons noem dit die skeptikus. As jy met hom begin praat, of met haar begin praat oor die Here Jesus, dan is daar vooroordeel. Ons het hom gevind, sê Filippus. Nathanael sê vir hom in vers 47, kan daar uit Nasaret iets goeds wees?
En interessant, Filippus het dit nie hy het nie dit probeer verduidelik nie. Al wat hy sê, kom kyk man. Kom kyk, kom ervaar wat ons ervaar het man. En hy bring hom in. Hy trek hom so in nie. En kyk mooi wat ek vir jou wil sê nie. Hy kom daar by Nathanael, hy sê, kan daar iets, hy sê, kom kyk, daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom, en hy sê vir Nathanael hierdie woorde, hy wat Nathanael is, hy sê, hier is waarlike Israeliet in wie daar geen bedrog is. Jesus sê dit van Nathanael, hier is waarlik, sien jy, Jesus kyk baie dieper, en hy sê vir hom, weet jy nog, lang voordat jy hier was, het ek jy onder die vyeboom gesien. Dit waar die Jode gaan sit het, as hulle die wet wou lees, of as hulle memoriseer, of as hulle wou oor die wet gepraat het. Hy het al gelees. Hoor gou mooi. As iemand nie dit vir hom vertel het van Jesus nie, en hom opgewonde gemaak het oor die Here Jesus nie, sou hy nie by die Here Jesus uitgekom het nie. My vraag is, terwyl ek voorberei, kom die vraag oor en oor aan my hart, en sê gou vir my liewe gemeente, kyk my gou in die oë, is jy opgewonde oor Jesus? Sal jy met opgewondenheid kan praat oor die Here Jesus, dat jy vir iemand kan sê, kom kyk man, kom ervaar wat ek ervaar, kom diens toe man, kom ervaar, kom beleef die teenwoordigheid van die Here. Jy sien, dit gebeur wanneer? Een het gesê, alles het begin by sê, en die een het begin volg. Hy het gaan kyk, en van toe af is dit so. Die een lei net na die ander. Hoor nou mooi, ek wys jou die heel laaste. Ek wil jou die heel laaste gedagte hierso wys. Ja, hierdie vers het my hart getref. Vers 52. En Jesus sê vir hom, voorwaar, die woordjie voorwaar beteken, God sweer by homself, God sweer 2 maal. Ek sê vir julle, van nou af, sal julle die hemel geopend sien. Waar dink u kom hierdie gedagte? Jesus is aan die woord. Hy dink terug aan daardie gebeurtenis in Genesis 28 van Jakob. Toe Jakob weggevlug het, op vlug was. Jy sien, sonde laat jou vlug. En die Here keer hom daar by Bethel voor die nag. Hy sit 'n klip onder sy kop neer. En hy droom, dat die hemele en die aarde is met 'n leer verbind. En hy sien hoe engele opklim teen daardie leer in die hemel, en hy sien hoe engele neerdal uit die hemel uit na die aarde toe. Is daar iets wat nou by jou opkom? 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een middelaar tussen God en die mens. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, en van nou af sal julle die hemele geopend sien. Hoor gou mooi, die Here sê die hemel is oop, en ek en jy het 'n opdrag om mense daarin te bring. Want daar is een middelaar tussen God en die mens. Een middelaar, een leer. Hy noem hier dit, in Jakob se geval noem hy 'n leer. Hy sê hierso, en jy sal vanaf die hemel geopend sien, en die engele van God opklim en neerdaal. Daar is een middelaar tussen God en die mens, en dis die mens Jesus. Een middelaar. Is dit nie wonderlik nie? Een middelaar. Een middelaar. Hoor gou mooi. Ek en jy word vanmôre geroep. Daar's 'n oproep, daar's 'n uitdaging. Ek dink hy's hier die laaste, en dis 'n uitdaging tot hierdie gemeente. Kan ek jou net 3 dinge noem? 3 dinge. Jesus sien waar jy is. Hy sien jou onder die vyeboom. Hy sien jou. Hy sien jou. Hy ken jou. Dis 'n Israeliet in wie daar geen bedrog. Hy ken jou. En hy nooi jou. Daar's 'n oop hemel. Kan ek dit net vir jou anders stel? Ten slotte, net anders. Jy hoef nie alles te verstaan. Jy hoef nie alles te verstaan om te begin volg nie. Michelle het blindelings die Here begin volg. Blindelings. Ongeag haar omstandighede, ongeag hoe dit was op daai stadium vir haar nag en vir haar gesinnetjie nag gewees. Sy het die geloofstap, het sy geneem, en sy het gesê, ek gaan Jesus begin volg. Jy hoef nie alles te verstaan. Jy moet net bereid wees om vanmôre die eerste tree te gee. Die eerste tree? Hemelwaarts. Here, ek hoor die hemel is nog oop vir my. Maar ook, liewe kind van die Here, 'n eerste tree om te sê, Here,
Ek wil vanmôre hier uitstap om iemand net dit te vertel. Jy sien, hoor jy, gaan lees dit. Hulle praat met mekaar, hulle praat oor Jesus, iemand hoor dit, en hulle gaan kyk. Sien wat gebeur, wanneer ek en jy oor Jesus praat. Wanneer ek en jy oor Jesus begin praat, is daar iets wat in mense gebeur. Ek sluit af met hierdie. Jesus nooi u om vanmôre hom te volg. Hoor nou mooi, daar was volgelinge van Johannes. En die volgende oomblik los hulle Johannes en hulle sien daar is die lam van God. Jesus nooi jou om hom te volg. Wat belangrik is as jy hom begin volg, hy het dit nie vir homself gehou nie. Nee. Hy gaan en hy gaan deel dit met sy eie boetie. Boetie, ek wil jou ietsie vertel. Ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Ek was 'n dag in sy teenwoordigheid gewees. Ek was by sy huis. Boetie, maar ek wil jou nog iets vertel. Behalwe alles. Daar's nog vir jou 'n oop hemel. Daar is nog vir jou kans om in te kom. Dis 'n getuienis. Hierdie 3 dinge wat ek nou vir jou noem is 'n getuienis. Ek wil hierdie gemeente uitdaag vanmôre om uit te gaan en te sê, ek wil dit vir die Here sê, ek gaan dit met iemand deel. Ek wil dit met iemand deel. Ek het hom ontmoet, en omdat ek hom ontmoet het, hoor gou mooi, moenie 'n geheime agent vir die Here Jesus wees. Weet jy wat is 'n geheime agent? Hulle moet maar my lewe sien nie. Nee. As iemand nie begin praat het nie, sou niks gebeur het in hoofstuk 1 nie. Dan sou hoofstuk 1 by vers 34 afgesluit gewees het. Maar omdat iemand gepraat het, begin vers 35. Sal jy dit doen? Sal jy dit vir die Here sê, Here, ek gaan vir iemand vertel. Ek gaan dit vir my eie boetie vertel, ek gaan vir my eie sussie vertel. Sal nie wonderlik wees as daai huisgesin tot redding kom as gevolg van u getuienis, as gevolg van die feit dat u mond oopgemaak het. Al sê net vir hom hierdie, wat ek nou vir jou sê. Ek maak dit vir jou maklik. Wil jy gewys, die Bybel sê, die hemel is nog oop vir jou. As jou boetie moet sterwe, as jou sussie moet sterwe, as papa moet sterwe, as mamma moet sterwe, is jy seker dat dit 'n getuienis gehad? Almal hoop. Almal probeer, en almal sê mooi dinge. Ek wil vanmôre vir jy sê, daar is 'n oop hemel, en ek en jy moet sorg dat mense in daai hemel inkom. God se hemel. Sal jy? Moes met saam. Here Jesus, wat 'n voorreg dat ons vanmôre so saam kan wees in die huis. Dankie vir die woord. Dankie vanmôre vir u getuienis, Here. Ek wil amper so staan verbaas, Here, om weer eens te kan aanskou die werke van God in 'n mens se lewe. En saam met daai werk kom daai vrede in daai hart. En daai sekerheid in daai hart en daai wete. Die Here sal my nooit verlaat nie. Al sal vader of moeder, soos die woord sê, my verlaat. Die Here sal dit nooit doen nie. Hy sal altyd daar by my wees. Dankie daarvoor, Here. Help ons as gemeente, Here, om 'n evangelis gemeente te wees, om uit te gaan, om die evangelie van Jesus Christus met mense te deel, opgewonde te wees. Ek wil jou vertel. Ek hoor hoe opgewonde is hy. Boetie, ek wil jou iets vertel. En hy vertel weer. Ons het net so geloop saam met Johannes, en die volgende oomblik hoor ons, Johannes sê daar is die lam van God, en hy vertel die storie. Boetie, kom kyk. Jy hoef my nie te glo nie, kom kyk. En toe hy nog naby was, toe kyk Jesus om. Hy sien hom nie as die mislukking nie. Hy sien hom nie as daardie, nee, hy sien hom, hy sê, jou naam gaan nie meer Sefas wees, jou naam gaan Petrus, van nou af, jou naam gaan Rots wees. Ek het groot planne met jou. So kyk Jesus na ons. Here, wees die naprediker van die woord. En ek sê vir die baie, baie dankie daarvoor. Dankie dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kon gewees het. En ek kry al die eer daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam.